Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Dankie Here vir u woord. Mag u vir ons seën, liewe Heer. Mag ons leer soos wat ons lees en dienooreenkomstig leef. In Jesus naam. Amen. Sit gerus. Dis maklik om te haat. Dis maklik om te haat. Enige tydjie wat 'n mens deurbring in 'n koerant, dan sal mens sien hoe die haat so bruis. Alles dit net onder die oppervlak. Gaan kyk gerus na enige video wat gemaak is oor 'n half kontroversiële onderwerp, se kommentare, en mens sal sien dat dit eskaleer geweldig vinnig. Dit is net so. En dan het daar iemand 'n ding gesê, en wow, goeiste, waar het dit vandaan gekom? En ek is nie besig om te praat, dis my interessant, die hoeveelheid keer, hoe dikwels mense dit hoor, as mense praat van dit wat hulle haat, dan verwys hulle dikwels na taksies en verkeer. En dan dink ek, dis eintlik maar 'n bietjie vlak, dis eintlik 'n bietjie eenvoudig. Kom ons wees eerlik, want as ons sien wat in die wêreld aan die gang is, die haat wat bruis tussen die demokrate en die republikeine in Amerika, die haat wat bruis tussen die Russe en Oekraïners, dit wat aan die gang is in Israel, in Gaza, tussen die Israeliete en die hedendaagse Israeliete en die Palestynë. En jy sien die stellings wat gemaak word, en dit was nog gemaak deur die hoof van die Israeli leer, dat die Palestynë is diere en hulle moet dienooreenkomstig uitgeroei word. Hulle beskou vir hulle as probleemdiere. Dis 'n hond, ons skiet hom dood. Om te haat is maklik. Dis net so, en dan is dit oralster. Nie net vanuit die perspektief van allerhande internasionale goeders. Kyk maar net wat gebeur in Suid-Afrika. Almal is seker teen hierdie stadium van die wedstryd bewus van die opwinding wat daar bestaan onder talle mense, dat hulle dink dat hulle gaan nou 'n groen kaart kry, passelle om Amerika toe te gaan, en die regering wat te velde trek teen dit, en wat die sekere burgerregte organisasies beskuldig daarvan, dat hulle nie net onpatrioties is nie, maar dat hulle skuldig is aan hoogverraad. So die een beskuldig die ander van hoogverraad, en andersom dan word daar beskuldig van moord. Die haat is net so. En so vinnig dan word dit geplaas op grond van 'n lyn wat gestel is van ons en hulle. Ons en hulle. En die hulle is altyd iets wat slegs, vreemd is, iets wat verkieslik uitgeroei moet word. En ek is nog steeds besig om te praat oor dinge wat teoreties is, die dinge wat eintlik buite onsself is, dis daar. Dis die ding wat ek lees in die koerant. Wel, ek kry nie meer baie koerante om te lees deesdae nie. Dis die dinge wat mense sien in elektroniese media. Dis die dinge wat mense hoor op die radio. Maar dis nog steeds op 'n afstand. Dit is verwyder van ons. As iemand vir my sê, nee Werner, ek haat nie eintlik nie. Wag tot daar ietsie kom oor jou eie drumpel. Iets gebeur met jou, persoonlik, met jou eie geliefdes. Dan word daai ons en hulle
al hoe meer strak. Die verskil is duidelik afgeets. En wat wil mens hê? Wat wil mens hê as mens lees van die dinge wat gebeur met ek meen ons hoef nie te praat oor die moordsyfers in Suid-Afrika nie, maar die een wat nou op die oomblik besig is om al hoe meer toe te neem is menseroof, ontvoerings. En 'n persoon is net weg. Skoonveld. Weg. As iemand dood is, dan kan jy nog, ek kan dit amper prosesseer. Okay, hier is hulle is dood. Reg. Tragies, maar jy kan dit sien. As iemand ontvoer is mense wat ek ken wat nou nog steeds soek vir hulle seun wat weg is. Hy het gaan stap iewerster in die Stellenboschberge. Soek nou nog steeds. Dit is 5-6 jaar later. Hulle weet nie. Maar as jy weet, hierdie persoon het hierdie ding gedoen, hierdie het plaasgevind. Daar het 'n poging tot 'n ontvoering gebeur binne 'n kilometer van waar ek bly. Wat nie 'n stand, dis nie 'n uitspraak oor die plek waar ek bly nie. Dit is wel net van die stand van sake wat ons tans het. Hoe maklik is dit nie om te haat nie. En as mens weet dat iemand gevang is vir dit, ons weet wie die skuldige party is, wat sal mens baie graag wil hê? Die persoon moet boet vir dit wat gebeur het. Hoekom is daar dan immers 'n straf wat uitgevoer word? Hoekom moet dit plaasvind? Pierre is hierso, hy sal vir ons kan sê vanuit 'n regsperspektief van wat dit is. Jy wil graag hê dat die straf vir 'n sekere oortreding is genoeg om mense af te skrik? Aan die een kant, daar's soos ek 'n sekere mate van genoegdoening, dis die verkeerde woord, maar dit is amper wat dit op neerkom, dat die persoon moet dit, hulle moet voel van dit wat hulle gebring het op iemand anderster, en dan is daar, die doel is om 'n rehabilitasie van soorte teweeg te bring, dat hierdie ding nie gaan terugkom nie. Hierdie persoon is gestraf tot so vlak, dat hulle gaan nie weer probeer om te doen wat hulle daar gedoen het nie. Maar as jy nie as mens nie daai rehabilitasie reg kry nie, dan bly hierdie ding net so. Dan hou dit net. En in die Bybel dan sien ons, ek nooi vir jou om saam met my te blaai na Psalm 94. En ons sien ons hoe die psalmdigter besig is om juist te vra vir reg en geregtigheid. Hierdie dinge is verkeerd gedoen, daar's verkeerd opgetree teen my mense, teen my volk, teen my familie, teen my as individu. Daar's verkeerd opgetree en daar moet resultate wees, daar moet gevolge wees aan dit. Want as een of ander verskriklike ding gebeur en almal trek met hulle skouers op, so wat's vir middagete? Dit kan mos nooit werk nie. Niemand gaan ooit tevrede wees met dit nie. Kan nie net wegkyk nie. En hoor hierso van wat staan geskrywe. God van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans, verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade. Hoe lank sal die goddelose, o Here, hoe lank sal die goddelose jubel? Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd, al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. O Here, hulle verbruisel U volk en hulle maak verdruk U erfdeel. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese en sê, die Here merk dit nie. God van Jakob sien niks. Let op, o onverstandiges onder die volk en julle dwaase, wanneer sal julle verstandig word? Sou hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie? Sou hy wat die nasies tugtig nie straf nie, hy wat die mens kennis leer? Die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is. Jy hoor van hoe die psalmdigter sê, Here, asseblief, tree op teen hierdie wat so verkeerd is. Vers 22, die Here is 'n rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug. Maar in die middel van hierdie psalm, dan sien mens ietsie wat interessant is. Kyk saam met my asseblief, vers 12. Welgeluksalig is die man, o Here, wat U onderrig en wat U leer uit U wet, om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word.
Welgeluksalig is die man wat onderrig word uit die wet. Nie welgeluksalig is die man wat ons hulle benadering het, wat behoort aan 'n sekere groepering, wat 'n sekere intelligensie het, wat 'n sekere hoeveelheid fondse het, wat sekere dade verrig het. Nee, die persoon wat onderrig is uit die wet van die Here. Want die Here sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie, want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid. En al die opregtes van hart sal dit volg. Regspraak sal terugkeer tot geregtigheid. Pierre het ons gepraat hier so vroeër hierdie week eintlik daarvan. Ek weet nie of dit hierdie week of verlede week was nie. Die tyd gaan so vinnig, maar dat alles wat plaasvind in 'n hof is nie noodwendigerwys reg en geregtigheid nie. Dis nie te sê dit is so nie. Nie in hierdie ondermaanse bestaan nie, maar vir die Here dan sal dit wees. Reg en geregtigheid sal geskied. Dit sal. En die woord wat gebruik word vir geregtigheid is die woord tzedek uit Hebreëus. En daai woord geregtigheid is een wat telke male opduik in die teks. Dikwels dan sien mens daai gedagte, dis reg. Hierdie is nou 100% soos dit moet wees. En nou is die vraag wat ek myself moet afvra. Wanneer ek besig is om uit te roep tot die Here vir verlossing uit 'n sekere probleem van 'n persoon wat vir my die lewe moeilik maak, omstandighede wat ongunstig is, en waar ek besig is om te sê, Here, daai is verkeerd, daai moet weg. Wat is daai 3 vingers besig om te sê omtrent my? Gaan die Here my vat soos wat ek is, sonder dat daar 'n werk in my gaan plaasvind? Ek is nie oortuig nie. En die teks ook nie. Want waar daar praat van geregtigheid, daai ding kom kort op. So, sonde is haatlik en ons sê dat dit moet gestraf word. Dis wel so. Sonde is haatlik, wraak is gevaarlik, want dit eskaleer net. Maar wat is my stand van sake as ek nou moet eerlik wees? Daar's 'n kommentaar hierso as ek sê sonde is haatlik. Bly waar julle is in die Psalms, ons gaan nou terug gaan soontoe. As 'n stuk in Titus wat sê, ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg verslaaf aan allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. En die psalmdigter praat weer oor hierdie, en hy gebruik weer die woord, daai woord van regverdig. Psalm 51, blaai saam asseblief, 51 vers 5. Nou sonde is haatlik, en om te haat is maklik. Ons smag na regverdigheid, maar wraak is gevaarlik, want dit eskaleer so vinnig. Maar as ons eerlik is, dan moet ons besef dat selfondersoek is vreeslik, maar dit is ook noodsaaklik. Selfondersoek is vreeslik, maar dit is noodsaaklik. Psalm 51, vers 4. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. Dat die Here regverdig sal wees wanneer hy reg spreek. Dat daar nie 'n vraag sal wees, maar hoekom het dit dan soos dit uitgewerk? Hoekom gaan dit so? Want wat is die vraag wat enigeen van ons sal vra wanneer 'n krimineel vrygelaat word?
as een of ander persoon wat 'n bloeddorstige moord uitgevoer het, mense ontvoer het, banke geroof het, bedrog gepleeg het, aangegaan het, 'n gewoonte misdadiger sonder gewete, en die persoon kom uit die tronk uit, wat gaan ons almal sê? Wow, ek is nie so seker nie. Hoe dan nou? Nie waar nie? Ons gaan wil weet, is daar 'n rehabilitasieproses wat eintlik voltooi was? Is daai persoon weer veilig om in die geselskap van ander mense te wees? Kan jy daai, kom ons stel 'n dingie so wat rof is, kan jy daai pedofiel weer toelaat om by 'n primêre skool verby te stap? Kan jy? Kan jy daai persoon wat skuldig is aan roekelose bestuur en poging tot moord, kan jy weer vir hom die sleutels van 'n voertuig gee? Kan jy vir daai persoon weer vertrou om saam te wees met ons? Dit is die vraag wat ons onsself moet vra. En hierdie is die punt wat Dawid besig is om uit te wys. Hy sê, ek wil graag hê dat die Here moet kan sê met 'n oop gemoed, met 'n rein hart, hierdie man is vergewe. En as ons eerlik wees met onsself, as ons daaraan dink, dan moet hierdie reiniging baie deeglik wees. Hierdie moet baie deeglik wees. Dis noodsaaklik. Dis vreeslik om hierdie selfondersoek te doen en te sê, maar wat van, hoe dan nou? En nou word hierdie teksgedeelte, Psalm 51 vers 6, word geëcho in die Nuwe Testament deur Paulus, in die middel van een van die beste verduideliking wat mens het van hoe werk verlossing. Die beste verduideliking daarvan, Romeine 3. Iemand sal nou vir my sê, Werner, dit is nie die beste nie, maar dit is heel waarskynlik die mees omvattend. Nou hoor gou hier. Romeine 3 vers 4. Paulus is besig om te vra daarso van, wat help dit nou dat jy 'n Jood was, en al daai, hoe steek dit in mekaar? En hy sê dan, is hierdie mense se ontrouheid, vernietig dit die getrouheid van God? Nee, stellig nie, en hier is die punt, God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig, sodat u geregverdig kan word in die woorde en oorwin as u gerig hou. Die woord gerig beteken hofsaak. Die Nuwe Afrikaanse vertaling, en ek is nie 'n groot aanhanger van die 83 vertaling nie, maar die 83 vertaling gee die Grieks hierso baie mooi oor, waar dit sê, u is regverdig wanneer u uitspraak doen, wanneer u uitspraak lewer. U wen u saak wanneer u aangekla word. Daar's 'n saak wat gemaak word teen God. Dis wat die teks vir my sê. Daar's 'n saak wat gemaak word teen God. En wie maak daai saak? Openbaring 12 vers 10, dan sê hy vir ons dat die Satan is die aanklaer van die broeders. En Jesus is ons eerste van die broeders, nie waar nie? Die Satan kla vir hom aan dat hy van allerhande goed, en hy kla vir ons aan vir allerhande goed. Hy kan niks oor Jesus sê nie, want Jesus het nooit gesondig nie, maar wat kan gesê word? Dis nie reg dat hierdie ou, dat Werner hier vergewe mag word nie. Werner is 'n vent, hy moet brand. En is waar, dis waar, as dit nie was vir die volgende nie. Nog steeds in hoofstuk 3 van Romeine. Almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ja. Hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys. Weer daai woord. Deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy, is die woord weer, geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Christus Jesus is. Jesus se soendood aan die kruis is voldoende om alle sonde skoon te was.
Ons het laas, toe ons nagmaal gehou het ons gepraat daaroor. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar die vraag is, hier is nou die vraag, wat maak ek met daai vergifnis wat ek ontvang het? Het ek nou stelling ingeneem by die gereddes? Hier is 'n lyn. Julle kan nou nie die lyn sien nie. Okay, hier is 'n lyn. Sien nou maar, daar's 'n lyn. Wag nie. Hier is die gereddes. Hier staan die gereddes. En daaronder is al die ongereddes. Ja, hulle het dit gedoen en hulle het dit gedoen en hulle het dit gedoen. Is dit hoe dit nou veronderstel is om te wees? Nee. Nee, dit is nie. Dit is nie. Want die mate waartoe ek dankbaar is vir dit wat die Here vir my gebied het, die mate waartoe ek regtig erns neem met dit wat hy vir my gegee het, gaan uitvloei. As ek nie regtig glo dat ek vergifnis nodig gehad het nie, gaan ek dankbaar wees? Gaan ek iets doen omtrent dit? Ek het ons altyd geglo ek was reg in elk geval. Nou het ek net 'n hemelse stempel gekry op my selfregverdiging. Maar die geregtigheid wat ons het, wat dit sê daar, sodat hy regverdig kan wees en regverdig maak, dis nou ons, dat hy kan sê dat ons is ten volle vrygekoop, vrygespreek van die sonde. Dis Jesus se bloed wat vir ons geloop het. En ons word slegs, hoor nou my mooi, ons word slegs gered deur die genade van die Here Jesus Christus. Deur geloof, deur genade, that's it. That's it. Romeine 6, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Dis al manier van hoe dit gaan werk. Maar hoe maak ons met hierdie sonde wat so haatlik is? Want ons verstaan nou, ek het nou gepraat van sonde wat haatlik is. En ek het genoem dat ek is self aan skuldig. Maar Jesus het al daai skuld op homself geneem, sodat ek skoon kan wees. Nie omdat ek iets gedoen het nie. Wie het 'n prestasie hier gelewer om gereinig te word? Wys my gou die hande. Wie het 'n prestasie gelewer? Jy het nou net jou hare reg getrek, nee, dit was nie hand. Ja, okay, nee, ek maak net seker. Nie een van ons het ietsie gedoen vir dit nie. Dit word uit genade vir ons gegee. So ons is gered. Here, dankie. Maar ons word nog steeds gekonfronteer met sonde wat haatlik is. Is ek reg? Okay, nou het ek hande nodig om te sien. Is daar iemand hier wat gekonfronteer word met sonde wat haatlik is? Ja? Okay, ja. Is daar mense hier wat gekonfronteer met sonde wat haatlik is, wat nie gedoen word aan 'n derde party elders wat ons nie ken nie, maar aan jou persoon, iets met jou, wat self met jou gebeur? Ja? Ja. Nou wat maak ons met dit? Hoe dan nou? Hoe dan nou? Was ons nie veronderstel om gered te wees van al hierdie goeters? Van Psalm 94, wat ons na gekyk het, wat ons daar geroep het en uitgebasyn het. God van wraak, verskyn in liggrans. Verhef u, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade. Waar's dit? Vers 14. Die Here sal sy volk nie verwerp en sy erfdeel nie verlaat nie, want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid en al die opregtes van hart sal dit volg. Ek wil julle graag vertel, ek gaan nou die vraag beantwoord, want almal is nou net soos, okay Werner, get to the point. Dis nie net, hier is nou die punt van dit. In die middel 40er jare was daar 'n konferensie gehou in Roemenië. Dalk ken julle hierdie storie. Die kommuniste het mos ingespoel na die Tweede Wêreldoorlog oor Europa, uit Rusland uit, en Roemenië, en tot in die Tsjechiese Republiek, en Hongarye, en Bulgarië, en Joegoslawië, en allerhande lande wat nie deesdae meer bestaan nie.
Albanië, is hulle so ingekom, en in Roemenië in die besonder, dan was daar 'n baie sterk aanval wat geloods was teen Christendom. En daar was 'n groot konferensie wat gehou was, waar mense opgestaan het, kommuniste, en vir hulle het vertel van hoe wonderlik is kommunisme, en saam met hulle, wie staan op? Predikante en priesters en allerhande mense van die kerk, vertel van hoe Christendom eintlik uitvloei in kommunisme. Die regte verstaan van Christendom is kommunisme. Okay, nou daai is onmoontlik, ek wil dit net noem, voordat iemand nou daai stukkie vat wat ek nou net gesê het en dit die hele wêreld vol verkondig. Dis vals, want as jy 'n streng kommunis is, dan beteken dan glo jy nie in God nie, jy is dan die Übermensch, jy is dan die belangrikste van alles. Ek is persoon, ons as mense is die hoogste gesag, daar's geen God. Nee? Übermensch is Nietzsche en is nie Karl Marx nie, maar dis nou 'n ander saak. Die punt van die storie is dat hierdie konferensie vind plaas en daar sit 'n man met die naam van Richard in daai gesprek. En sy vrou stamp so aan hom. Sabrina, tik tik tik. Sy sê, staan op en gaan vee hierdie smet af van die gesig van Jesus. En hy sê vir haar, as ek dit doen, dan het jy nie meer 'n man nie. En sy sê vir hom, ek sal eerder nie 'n man hê as wat ek getroud is met 'n lafaard. Vat so. En in die vuur wat die Heilige Gees alleen in 'n man kan plaas, staan hy op en hy vra vir 'n spreekbeurt en hy neem die mikrofoon. En hy verkondig verlossing in die Here Jesus Christus na daai groot byeenkoms. En die kommuniste gaan mal en hulle probeer om die luidsprekers af te sit en hierdie ou te keer, maar die hele gehoor is besig om te sê, die leraar, the pastor, stamp hulle so daar, die leraar, klap hulle hande en stamp hulle voete en juig hom aan. Dit wat ander mense te bang was om te doen, het hy gedoen. Almal van hulle het dit geglo, behalwe vir die ouens wat nou, die breingespoelde Bolsjewiks, het nie. Maar die res van hulle het hierdie werklik geglo en hulle wou dit gehad het. Die Bolsjewiks het dit waarskynlik ook geweet. Ek meng nou my geskiedenis so klein bietjie. Die kommuniste het op daai stadium van die wedstryd dit waarskynlik ook geglo. Hulle wou dit net nie erken nie. Niemand moet dit sê nie. En hulle probeer om vir hom te keer. Maar hulle kry toe die mikrofoonkabels gesny en die hele vergadering verdaag, hulle jaag hulle daar so uit, maar hy was 'n gemerkte man. En toe, as ek die datum reg onthou, 28 Februarie 1948 was hy in hegtenis geneem. Hy was op pad na 'n diens, hy was 'n Literaanse dominee. En die geheime polisie gryp vir hom en voer hom daar so weg, en Richard Wurmbrand bring die volgende etlike jare deur in aanhouding. Hy was hier en daar, was hy vrygelaat, maar meeste van sy volgende 25 jaar van sy lewe was dit 'n lewende hel. In sommige gevalle was hy in 'n tronksel geplaas, wat onder die grond is, juis om te keer dat daar nie geluid is nie. Die tronkbewaarders het met pantoffels geloop, dat daar nie 'n geluid is nie. Daar was nie lig gewees vir hulle om te sien nie. Hulle het nie 'n boek gehad om te lees nie. Hulle het nie papier gehad om mee te skryf nie. Richard Wurmbrand het gesê dat hy kon self sommige letters van die alfabet kon hy nie skryf toe hy uit die tronk uitgekom het nie. En hulle het hulle gemartel. Soms was hulle in alleen aanhouding, en in ander gevalle dan was hulle in 'n sel van waar dit 200, 300 mense saam in hierdie plek is. En wat die kommuniste gedoen het, is hulle het manne gevat en hulle vasgemaak in 'n kruis en vir hulle daar gelos vir 4 dae. En toe die res van die ouens geslaan, totdat hulle voor daai persoon gaan neerbuig het. En ek gaan nie herhaal van baie van die dinge wat mense lees van die. Maar hulle het hom gemartel, een ding gaan ek noem, hulle het hom geslaan op die sole van sy voete, dat hy nie vel onder sy voete oorgehad het nie.
En hy het gesê dat hy het nie pyn soos daai ooit eintlik geken. Hulle het net aanhou, net slaan met 'n sweep sambok van een of ander beskrywing. Hulle het hom met 4 warm dinge gebrand. Hy het 18 diep littekens het hy gehad, het hy gewys het, toe hy uiteindelik uit Roemenië uit weggekom het. Toe gaan wys hy, hierdie is wat gebeur het. En hy trek sy hemp uit en mense val omtrent op hulle rug, want hulle kan nie glo dat die ou dit oorleef het nie. Maar weet jy wat is die gedeelte wat nog meer ongelooflik is? Te midde van alles wat daar plaasvind, wat so haatlik is. Wat sou mens verwag aan Richard Wurmbrand sê? Here, neem wraak. Here, tree op vir my. Here, kom red my hier uit en hierdie mense moet almal brand. Nee, dit het nie gebeur nie. En hy het gesê dat ek gaan my werk goed doen, want dit was vir hom onwettig om te preek vir die ander prisoniers. En toe sê hy die wagte doen hulle werk baie goed. Hulle slaan vir ons, hulle martel vir ons baie goed. Ek sal my werk baie goed doen en ek sal preek. En dis my ooreenkoms. Hulle slaan vir my, ek preek. Dan gaan hulle my slaan, dan gaan ek preek. Sodat hy die woord van die Here kan verkondig. En hy sê hierdie woorde. Toe die marteling erger was as ooit, begin ons om diegene lief te hê wat ons martel. Ons begin om te vra, wat gedoen kan word om hierdie manne te lei na Christus. Nou as daar ooit 'n geval is, van waar mens kan sien, van dit wat daar staan in Romeine, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit geloof in Jesus is. Dit het mos ten volle daar plaasgevind. Daai sirkel het heeltemal gedraai. Dit is nou heeltemal vernuwe, want hy wat hierdie verskriklike onreg teen gedoen is, het nie haat gekies as 'n oplossing nie. Hy het nooit haat gekies as 'n uitweg nie, maar hy het liefde van die Here Jesus Christus gekies. Want haat wat lei na wraaksugtigheid, is 'n sirkel wat net 'n bose kringloop is, wat nooit gaan einde kry nie. En dit gaan aanhou totdat dit alles vernietig. Maar liefde stop daai haat. Dit breek dit op daai oomblik. En dan verstaan die persoon wat besig is om hierdie goeders te doen, wat besig is om so te slaan, hulle kan nie verstaan wat aan die gang, hoe is dit dan so? Hoe reageer jy met liefde op dit wat ek nou doen? Hoe wil jy die beste hê vir my? Hoe wil jy die beste hê vir my, terwyl ek besig is om die slegste, nie net te wil hê nie, ek doen dit eintlik aan jou. Ek is besig om vir jou te slaan, sodat jy waarskynlik vir die res van jou lewe nie reg kan loop nie. Maar jy bid vir my. Dis verstommend. Dis ongelooflik. Maar daai liefde breek die haatlikheid net so. Dit gryp dit so vas. Want daar is nie 'n liefde groter as dit wat die Here Jesus Christus bewys het vir ons aan die kruis nie. En dit is ons voorreg om hierdie plek te verlaat, nie met 'n ek is gered, breë bors, dankie, Jesus het vir my gesterf. Nee, om daai te bewys vir iemand buitekant en weet dit juist die nodigste. Die persoon wat besig is om jou die seerste te maak. Die persoon wat besig is om vir jou duidelik te haat. Maar as jy vir hulle lief het, nie net breek dit daai nie, die ware vyand val. Die Satan. Hy val. Want dit is die werklike vyand. Nie die individu wat deur hom rondgejaag word nie. En talle van daai kommuniste het danke van die werk van Richard Wurmbrand, het hulle tot bekering gekom. Wie's besig om te sê, Werner, maar jy het geen idee van hoe swaar, jy het geen idee hoe sleg ek behandel is nie, hierdie mense, wat hulle was vir my so mislik, jy het geen idee, moenie jou hand opsit nie, maar jy kan dit net dink vir jouself. Is daar iemand wat so dink, miskien, kan net saggies die kop knik? Werner, jy weet nie. Ja,
Hierdie is menslik onmoontlik. Hierdie is menslik onmoontlik, maar wanneer ons juis die Here so vertrou, nie net vir ons verlossing nie, maar vir diegene van ander, en ons vra vir die Here vir vernuwing, gebeur daar iets bonatuurlik. En dan sal u die Here in u lewe verheerlik. Amen.